Nou, ons gaan saam lees by die geleentheid uit Matteus hoofstuk 1, die eerste hoofstuk, Matteus hoofstuk 1, en ek gaan vir u lees vanaf die 18de versie. En nou voordat ek dit lees, wil ek net graag vir u daarop wys, dat die Bybel leer vir ons dat ons as mense in sonde ontvang en gebore word. En dit beteken dat ons nie in gemeenskap met God gebore word nie. En God in sy liefde het die heerlikheid van die hemel verlaat en hy het die vorm aangeneem van 'n mens, van 'n diensknegt, en hy het die volle prys aan die kruis betaal vir ons as mense se sondes, sodat hierdie gemeenskap wat nou verbreek is deur die toedoen van die federale hoof van ons as mense, sodat hierdie gemeenskap herstel kan word. En dit dan ook daartoe kan bydra dat ons as mense nou in hierdie lewe reeds kan weet, indien ons sou sterwe, of indien Jesus sou kom, dat ons saam met God die ewige lewe sal beleef. So dit gaan oor een kosbare waarheid, my verhouding nou, in hierdie lewe met God. Dit bepaal die lewe hierna. Waar ek dit sal deurbring, vir ewig weg van die aangesig van God, of vir ewig saam met hom in sy teenwoordigheid. So as ons dit nou vir u sê, dan is dit baie belangrik dat ons sal luister ook met daai gesindheid na die woord. Here, help vir my dat ek in my verhouding nou hier met u so sal lewe, dat my lewe vir u welbehaaglik sal wees. Nie vir 'n kerk nie, nie vir mense nie, nie vir die dominee, nie vir die kerkraad, maar Here, help vir my dat ek so sal lewe, dat my lewe vir u welbehaaglik sal wees. En met daai gedagte lees ons nou vanaf vers 18, die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. Kom ons sit net so. Ons maak ons oë toe. Ons buig ons harte voor die Here en dan gee ons hierdie diens in gebed aan hom af. Liewe Here, baie, baie dankie dat ons vanmôre kan weet, op grond van u woord, dat u hier by ons in u volheid teenwoordig is. Here, dankie dat ons kan weet, dat elkeen van ons behoeftes wat aan u bekend is,
Here, wil U beantwoord. U wil ons daarin help. Here, U wil ons leer, U wil ons versterk. En juis met dit in ons gedagtes, omdat ons ook weet, Here, die vyand loop rond soos 'n leeu, brullende. En hy wil verhoed en verhinder dat ons U woord sal aanneem, dat ons aan U woord gehoorsaam sal word, en dat ons volgens die beginsels, die standaard van U woord sal lewe. En dankie dat U hom oorwin het, en daarom kan ons nou staat maak op die Heilige Gees wat U gestuur het om U woord aan ons harte te openbaar, om die behoeftes soos dit aan U bekend is in ons harte, om dit aan te spreek. Here, help nou vir ons asseblief, dat ons U woord sal verstaan, en U woord soos die psalmdigter het geskryf het, in ons harte sal bære, dat ons nie teen U sal sondig nie. Dankie Here vir die geleentheid wat ons nog het, om vanmôre so na U woord te kan kom luister. En dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Here, U ken elkeen se behoefte. U het vanmôre hier in stilte aangehoor elke gebedsversoek, alles wat beplan word. Here, dankie dat ons vir hulle kan bid. Dat ons vir elkeen se behoefte kan bid, wat dit ook al mag wees. Here, dat U hulle sal versterk. Dat U hulle sal oprig, dat U sal genees, dat U sal vervul, dat U hoop sal gee, dat U krag sal gee. En Here, dat ook ons, dat leer ons ook, dat ons op U sal wag. Dat ons nie haastig, maar dat ons nou geset en toegewyd sal wag, om te leer. Dankie, liewe Here, dat ons kan bid, vir die verkondiging ook in ons land, wat die woord betref. Dat U deur U woord in mense harte sal kom praat. Here, dat U in elkeen se hart sal kom werk, die standaard van hul verhouding met U, en dat hulle sal seker maak, hulle het 'n verhouding met U. Seën nou U woord, en bereik U goeie doel in U wonderlike naam. Amen. Ek wil vanmôre met U praat na aanleiding van die gedeelte wat ons gelees het, maar in besonder met hierdie woorde wat hier gesê was. En kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Nou, ons wil vanmôre met U praat rondom die sentrale gedagte, God met ons. En wat ons daardeur hopelik, of wat ons daardeur hoop om te bereik met die verkondiging daarvan, is om ons te inspireer met die gedagte van, wat beteken dit vir ons? Wat behoort dit vir ons te beteken? Behoort beteken moet. Wat moet dit vir ons beteken as ons kyk na God met ons? Wat is God se bedoeling? Wat is God se begeerte met die gedagte van hy met ons? En ons gaan deur die blaaie van die Bybel blaai, en ons gaan lees, en ons gaan leer. Maar wat is dit? Wat is dit? Want Matteus 28 vers 20 sê vir ons, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Ek is met julle al die dae. So God is met ons. Met ons. Al sien ons hom nie. Al voel ons hom nie.
Maar in sy gees, sê die Bybel vir ons, hy is ten volle by ons. En wat is die bedoeling? Wat behoort dit vir ons te beteken? Die eerste waarna ons gaan kyk is, God is met ons in die vlees. In die vlees. In 1 Timoteus 3 vers 16 leer ons, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees. God het vlees geword, soos ons vanmôre vlees is. Daarom is hy uit 'n vrou gebore. Die groot verskil tussen ons geboorte en sy geboorte was dat ons het aardse vaders. Wat beteken dat ons in sonde ontvang en gebore word. Want die sondesaad word oorgedra in die saad van die man. Terwyl God nie 'n aardse vader gehad het nie, of Jesus nie 'n aardse vader gehad het nie, maar die heilige God. En daarom is hy sonder sonde gebore. Hy is op die kruis, daar op Golgotha, aan die kruis, is hy sonde gemaak, sodat ons in die vlees kan seker wees. En ek kwalifiseer weer, al sien ons hom nie, al voel ons hom nie, is hy hier. Is hy hier. En hy weet van elkeen van ek en u. Hy weet, hy ken ons stryd. Ek sê weer, al voel dit vir ons soms nie sommer nie. Hy weet van ons stryd. En hy is begeerig om die oplossing vir ons stryd. Ja, daarvoor het hy aan die kruis betaal. En dis hoekom ons in hom sekerheid kan kry van saligheid. Ons kan vanmôre elkeen met die gedagte God met ons, die sekerheid hê. Ons moet dit hê. Indien hy my sou kom haal, of indien ek sou sterwe, ek vir ewig saam met hom in die ewige heerlikheid sal wees. Ek is nou besig om te werk aan my verhouding met hom. En jy moet onthou, die ander kant is ook waar. As ek nie die sekerheid in my hart het, dat ek hom ontmoet het in hierdie lewe, as God met my, as my verlosser en my redder, en ek sterwe, dan sal ek met God in die lewe hierna te doen kry, as regter. As regter. En dan sal die mens rekenskap gee oor waarom hom nie. Dan sal hy betaal vir sy sonde toestand en vir die verhouding wat daar moes wees, wat nie is nie. God met ons, hy het vlees geword, sodat hy vir ons sonde ten volle kon betaal. En ons kan vergewe, en ons kan reinig van dit wat in ons lewens is, wat hom nie welbehaaglik is nie. Johannes 1 vers 14, die eerste gedeelte sê, en die woord, dis Jesus, het vlees geword en het onder ons gewoon. Onder ons gewoon. Hy weet wat ons behoefte en begeerte is. Hy weet vanmôre, God met ons weet vanmôre, hoe om ons te help. Hoor wat sê Hebreërs 2 vers 18. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het. Liewe broer en suster, hierdie gedagte van God met ons is so groot, so diep. As ons maar net die Here wil toelaat om ons insig, werklike insig te gee in dit, dan sal ons meermoedig wees. En sal ons toewy en oorgee aan God in gehoorsaamheid ten spyte van wat ons ervaar in hierdie lewe.
Want hy self, toe hy in die vlees was, het onder versoeking gelei. En daarom die wonderlike belofte God met ons, hy kan ons help. Hy kan ons help as ons versoek word. Maar die kwalifiserende aspek is nou nie soos ek wil nie. Hy wil my help in versoeking en beproewing, moeilike omstandighede waarin ek my mag bevind. Hy wil my help soos hy wil. En dit is om my blydskap en vreugde te gee in my hart, te bewerk in my hart. U moet vanmôre hoor, en ek gaan oor my rug. Ons is baie keer die oorsaak van ons eie smart en verdriet, omdat ons hom nie glo as God met ons, omdat hy ons wil help en kan help. 2 Petrus 2 vers 9 sê, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. Hy weet. Maar totdat ons nie op die plek kom waar ons ten volle aan hom oorgee en hom toelaat, maar ons skop teen die prikkels en ons stry en ons is in opstand, sal ons nie ervaar die betekenis van God met ons nie. Die tweede wonderlike voorreg wat ons het in God met ons is, hy het sy bloed, hy het my, hy het jou. Indien jy 'n kind van hom is, indien jy nog nie is nie, daar's klaar betaal vir jou saligheid. Jy moet 'n keuse uitoefen. Hy het ons met sy bloed gekoop. Handelinge 20 vers 28 sê, die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Hy het ons gekoop. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ons word gebore as kinders van hierdie wêreld. Maar hy het ons gekoop. Hy het vir ons betaal. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan hom. As ons hom in ons lewens toelaat en hy ons kom reinig en ons kom verlos. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van die Here Jesus. Die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 6 vers 20. Julle is duur gekoop. Duur gekoop. En daarom kan ons in hierdie lewe, terwyl ons nog hierdie geleentheid het, so lewe met die sekerheid en die getuienis in ons harte en deur ons lewenswandel, God met ons. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Nou dit mag nou vanmôre vir ons na niks klink nie. Maar as jy God se wese verstaan, en jy verstaan wie God is, God se wese is heilig. God se wese kan nie kompromie maak met sonde nie. Kan nie. God kyk nie deur sy vingers na sonde nie. God se wese haat sonde. En die Here Jesus was die ewige God mens. Daarom het hy in Getsemane, toe hy besef wat met hom gaan gebeur in sy goddelike wese, so benoud geword, toe hy my en jou sonde sien, wat hy gemaak sou word, dat sy sweet geword het soos bloed. Ons is duur gekoop, deur sy bloed. Hy is sonde gemaak, sodat ek en u vanmôre kan lewe. Ek en u, terwyl hy ons nog spaar in hierdie lewe, in hierdie wêreld,
kan lewe, God met my. Hy het ons misdade. God met my beteken ons misdade. As ek dit na die Here Jesus toe vat en ek bely dit, sal dit nie my toegereken word nie. 2 Korintiërs 5 vers 19, naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan hulle toe te vertrou. As ek vanmôre sit en ek luister na die woord, en ek hoor die wonderlike gedagte van God met my, dan kom die gedagte dat daai dinge in jou lewe wat my nie behaag nie, let mooi op wat ek sê, wat God nie behaag nie, nie wat ek dink nie, want ons verskoon onsself baie maklik met die verkeerde dinge in ons lewens, en ons het baie keer baie redes, goeie redes in ons raamwerk, waarom ons met dinge in ons lewe sit, wat God nie behaag nie. Maar as ek my hart voor hom buig, God met my, dan sal hy dit wat in my lewe is, my van reinig. Die hele grondgedagte van hierdie misdade, is dit wat ek nalat om te doen. Dit wat ek nalat. Die foute wat ek maak, dis die dinge. En ons is in hierdie wêreld. Liewe broer en suster, dit moet jy ook verstaan. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is in 'n wêreld wat vasgevang sit in die bande van sonde. En ons is vasgevang, hierdie is nog onderworpe aan die sonde. En daarom word ons so maklik deur die vader van sonde mislei en bedrieg. En daarom is dit van ons nodig dat ons opnuut ons harte voor God sal buig. God met my, maak dit my deel, dat ek sal ophou om te doen wat ek doen, wat u nie welbehaaglik is nie. 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle sonde. Dit wat ek moet doen, en ek nie doen nie, is sonde. Dit wat ek nie mag doen nie, en ek doen dit, dis sonde. En dis dit wat my verhinder, om met 'n blyemoedige hart te kan getuig, God met my. Maar nou kan ek bely, vergewe my, en hy maak my skoon, en versterk die getuienis in my hart. God met my. Die volgende, wat dit vir ons behoort in te hou, God met my, is dat God in sy volheid vir my alles bewerk het. Kolossense 2 vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. In hom. Daar's niks, maar niks, wat Christus Jesus nie vir ons betaal het. Hy kan volkome vir ons verlos. Hy kan ons versterk. Hy kan ons vrede gee, wat ons verstand te bowe gaan. As ek hom net vertrou, God met my. Johannes 1 vers 16, en uit die volheid het hy ons almal ontvang, ja, genade op genade. God stuur nie sy woord uit om te verwyd nie. God verwyd nie, daar gaan 'n dag kom, dat elke mens wat nie gehoorsaam geword het aan sy woord nie, sal rekenskap gee. God verwyd nie. Hy roep en hy nooi. Hy openbaar en hy leer, sodat ek die volheid van God met my kan aanneem. En genade. Die woord genade beteken onverdiende guns. Hy wil my onverdiend, ek kan nie daarvoor werk nie.
Ek verdien dit nie. Daar's nie 'n manier hoe ek sy genade kan verdien, behalwe deur te buig en aan te neem, God met my nie. Hy wil ons genadiglik vergewe en wil ons maak soos ons lewens vir hom welbehaaglik sal wees. En jy weet die wonderlikheid daarvan is, in hierdie lewe sal ek die blydskap en die vrede ervaar. En in die lewe hierna sal ek beloon word vir my getrouheid deur sy krag en sy genade. Kolossense 2 vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. So daarom, laat ons buig voor die Here. En dan die volgende. God met ons beteken, hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat. 'n Voorbeeld. Hy het nie net gesê, so moet jy maak, so moet jy maak, so moet jy maak. En dan het hy 'n klomp reëls vir ons gegee, wat ons nie kan aanvoldoen nie. Hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat. Dit is wat God met ons beteken. Filippense 2 vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Toe hy uitgeskel was, het hy nie terug uitgestel nie. Toe hy verstoot was, het hy nie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het in gehoorsaamheid sy hart voor die Vader gebuig en gedoen wat Vader behaag het. Die liefde wat God vir ons het, geopenbaar in Jesus, sodat ons in sy voetstappe kan lewe. Dis hoekom die woord vir ons sê, sy gesindheid moet ons gesindheid wees. Sy gesindheid. En wat die wonderlikheid daarvan is, hy gee ons genade. Hy wil ons genade gee om so te kan lewe. Dit bring my by nog 'n aspek van God met ons. En dit is dat God vir ons 'n metgesel is. 'n Metgesel. 2 Korintiërs 6 vers 16 sê, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Waar ek en jy, dit is wat God met my, met ons, vir ons behoort te beteken. Waar ons beweeg in hierdie lewe, of dit nou stikdonker is, of dit in die mees eensaamste plek is, waar ons ook al mag bevind, sê die Bybel, God is met ons. Met ons. So niks, maar niks kan met ons gebeur, waarvan God nie weet. En waarin hy nie ook gewillig en opgewonde, begeerig is, om ons te help nie. Die psalmdigter skryf in Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. Dit getuig 'n oorgegewe lewe aan God. 'n Lewe wat volkome vertroue in God gestel het. 'n Lewe wat met God wandel. Ek sal nie vrees nie, want u is met my. Hebreërs 13 vers 5 bevestig. Ek sal jou, en dis God wat praat, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So liewe kind van die Here, as jy eensaam en alleen voel, as dit vir jou voel, let my woorde, voel, God is nie daar nie. Dis jou vlees en die vyand wat vir jou lieg. Want God sê,
Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit is wat God met ons behoort te beteken. Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Ek is met julle. So, liewe broer en suster, die woord van die Here vanmôre vir ons is, dat God met ons is. En dat God ons wil versterk. Dat God ons wil help. Dat God ons in en deur ons wil werk. Dat God ons wil gebruik. Dat ons God se eiendom is. En dat ons meer as oorwinnaars kan lewe. Die belangrike is vanmôre in die gedagte van God met ons is, ek moet nou kies. Of ek dit in my, wat ek weet wat verhinder, dat ek volkome kan ervaar God met my, of ek gewillig is om aan hom oor te gee. Die bestuur van my lewe, die bestuur van my omstandighede, om het aan hom oor te gee, want hy is met my, en hy wil my, en hy kan my help, om te lewe tot eer van sy naam. Ek wil vanmôre vir sê, ons het laasweek gepraat oor die tyd op God se horlosie, in die lig van al hierdie profesieë wat ons nou vanmôre kan na kyk en nou erken, maar dis valse profesieë gewees. Ons het geweet, die woord sê dit, ons het dit laasweek hanteer. Maar ek wil vanmôre vir u sê, u sal onthou ons het hier van hierdie kant af vir u gesê, daar's twee dinge waarmee ons saamstem. Die een is gereedheid. En die tweede is, dis naby. Ons het nie meer tyd om te sit op ons rusbanke en ons vingertjies te rol en te wag. Waarvoor wag jy? Ek weet nie eintlik nie, maar ek wag. Dis tyd dat ons gereed sal maak, gereed sal lewe, God met ons. Want dis nie meer baie lank nie. Nie meer baie lank nie. God weet. Verder niemand. God weet. Maar die oproep is, God met ons. Ons moet lewe asof hy binne die volgende paar oomblikke gaan kom. Ons moet lewe of hy binne die volgende paar dae gaan kom. Per implikasie my kom haal ook. En daarom kom ons gee ons lewens aan hom oor. En ons plaas ons vertroue in hom. God met ons, sodat ons bewustelik met dit in ons gedagtes sal wandel en sal lewe. Hy wil ons help. Hy kan, ons het dit gehoor, hy kan ons help. Hy kan ons help. Al voel dit, daar gebruik ek nou weer die woord. Voel dit vir my hoe? Wat laat my voel? My sondige vlees, die leuenpropaganda van die duiwel. Dit voel vir my en dit verhinder my om gehoorsaam aan God se woord te lewe. So kom ons haal ons oë van voel af en ons fokus op geloof. Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Nie die dinge wat ons sien en voel nie. Die vaste dinge wat ons hoop op grond van sy woord. Deur die hoor van die woord word ons geloof versterk. Die Here help elkeen van ons om so te lewe totdat hy kom. Amen. Ons dankie, liewe Here. Ons het geluister vanmôre na u woord. En ons dankie dat ons nou kan vra dat u asseblief die naprediker sal wees van u woord. Here, dat u ons elkeen insig sal gee, die wonderlike belofte en die voorreg om te kan weet, God met my.
Seën vir ons, verdaag ons in die vrede, Here, en baie dankie dat ons weet, die woord sê, U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Die woord sê, U sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Die woord sê, U sal saam met versoeking en beproewing uitkom stuur, sodat ons dit kan dra. Daarom is dit moontlik dat ons kan lewe in volle oorgawe, in die vreugde en in die blydskap. God met my. Amen. Baie dankie, ons sluit die diens af, en gaan ons die lied sing soos dit op die bord verskyn. Staan daar asseblief. Gelukkig word dit nie uitgesaai dat almal dit kon hoor nie. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.